Hallo. Hallo, Hallo julle. hi Renai. Jy lê nog steeds, maar nou is dit darm op die bank. Hey. Ek, ja, hierdie keer is ek darm gevorder tot op die bank. Ja, ek kan nog net nie so lank sit. Ek sal nie 'n uur kan sit nie. Dis maar die wat ek sommer net klaar lê. Hoe gaan dit met julle? Nee, gaan goed. Ek wil vir jou iets vra voor Marlies begin. Sy's Ja. nog gemute, so is okay. Jy het op my Facebook feed opgekom met 'n mutual friend wat weird is. Want die mutual friend nie is nie Marlies Ja. nie. Dis Linda Smith. Ja, ek het dit ook gesien nou dat jy dit noem. Weet jy, ek en Linda was saam op skool. Ja, O. sy en Kevin was albei, ons was saam, ons het saam matriek geskryf in Potch. Ons al drie. Okay, want Ja, Kevin is my oom se stiefseun. my genade, dis nou wonderlike nuus om te hoor. So eie familie. Ja, hulle het nou Darling toe getrek, dink ek. Ja, nee, hulle is in die Kaap. Ja. Ag, Sien jene, julle hoe klein is die dis wêreld? waar, ek Was het dit dit Wêreld- ook al gesien. Die wêreld is kleiner as wat mens dink, nee, dis amazing. Ja, Asof wat jy sê van wie. ja. Ja, ag maar sy's 'n wonderlike persoon. Ag gee, ek is eintlik so spyt. Ek het so laat agtergekom toe sy in Pretoria, ek en sy het lank saam in Pretoria gebly. Hulle was in Centurion. En ek het dit so laat agtergekom en toe trek hulle. Ja. So nou sal ek met Darling toe gaan om vir haar te kuier. Hallo Marlies. Hallo Renai. Ja. So lekker om jou hier te hê. So ek sê as jy die hele sessie by ons kan bly so lekker plat op jou rug, sal dit great wees, maar asseblief sê vir my as jy moeg voel, ons verstaan heeltemal, okay? Baie dankie. Ek kan nog net nie so lank sit nie. Is die wat ek nou maar sommer lê en begin. Hoe gaan dit met jou? Dit gaan baie goed, regtig waar. Elke dag beter en ek kan die vordering voel. Jy weet ek bly nou maar by die dokter se reëls. Ek sit maar nog net die 15 minute op 'n slag en ek stap 'n bietjie rond deur die dag. Ek is nie altyd seker hoeveel mag ek loop nie, maar ek was nou die dag net saam met ons het my klips gaan uithaal en toe het ek net daarso in 'n een winkel rondgeloop. Toe voel ek dis nog 'n bietjie baie. So ons is op week 4, so op week 6 sal hulle nou vir my mooi kan sê wat kan ek nou bydoen. So dit gaan regtig elke dag beter. En ag, my man is ongelooflik goed vir my. Hy maak vir my kos en hy het nou my tafeltjie kom hier neersit met my waterbottel en elke ding. So hy's regtig so goed vir my. Ag, So awesome. dit gaan net elke dag beter. Hoor die vraag af vir Frans, hoe werk die dokter se reëls na 'n operasie? Sê bietjie Ek sê François, die waarheid. Die waarheid. Die dokter sê jy doen dit, jy doen net dit. Moenie te veel, moenie 10 doen nie, moenie 11 doen nie, moenie as hulle sê doen 9, doen jy net 9. So luister presies op wat hulle sê, hoor. Okay. Wel, hulle het die bar baie hoog gestel by my want ek het omtrent 20 oefeninge wat ek doen. Is niks groots nie, maar dis 20 oefeninge met 20 van elk. So dit is Ja, dan moet julle almal doen. Dit hou my ek doen hulle almal, maar dit hou vir my 'n hele 3 kwartier besig en dan is ek gaar daarna. Ja, dan kan jy slaapie vat dan. Maar ek doen dit. Ja. Nee, onthou net. Nee, Dit is getroud wees is vir beter of vir wors. Ja.
Ja. Ja, dit is so. Weet jy, ek moet vir jou Ja, sê ek Renay, sê na my my knieoperasie ook, dit het vir my gevoel asof my hele dag bestaan uit oefeninge uit, maar dit is, as jy nou mooi daaroor dink, dit is al wat jy moet doen, is al waar jou dag op die oomblik gaan is herstel en sterk word. So as dit jou heel dag vat, dan vat dit jou die heel dag, dis okay. Dit is so en ek dink omdat dit van die S1 tot die L1 was, dis so langsny en hulle die oefeninge wat hulle vir my gee, dis die kleinste oefeningkie, maar ek kan nie vir jou sê hoe presies voel ek kom op watter rugspiertjie en op watter korspiertjie nie. En elke oefening verskil op 'n ander korspier. So mens is omdat nou al daai spiere afgesny is ek nou eers bewus van watter spiertjies alles in jou rug werk. Jy weet 'n mens neem dit so vanselfsprekend aan, maar ek moet vir jou sê elke oefeningkie maak 'n verskil en ja, so het jy elke spiertjie nodig. So nee, maar ek is soet en ek doen hulle. Ek het so 2 dae sover dat ek eerlikwaar net vergeet het om dit te doen, maar verder doen ek dit dan elke dag. Mooi. Hoorie, en dan as jy klaar is en jy's gesond, dan moet jy dat Nico vir jou alles vertel van BSR, die body stress release wat ons nou al so baie oor gepraat het, wat van bo tot onder in jou ruggraat gaan werk, hè Nico? Ja. Is dit stress release? Is dit strekke en goeters? Nee, dit is amper so ek altyd hulle sal vir jou sê dis nie dit nie, maar die ding wat ek het mee sal vergelyk is 'n vorm van acupuncture omtrent. Maar hulle gebruik om op spesifieke plekke van die goed te druk. En ek weet van weet as jy massages doen en sulke goeders, weet daar is punte waar jy op werk wat weet goeders affekteer. Weet so ja. Ek het omgekeerd, weet baie keer voel dit, weet as jy voel nie goed of dan kry jy 'n spesifieke kolletjie op jou rug of op 'n plek wat so irritasie vorm en as jy daarop werk dan jy het die omgekeerde effek. Maar dit is ons sal daaroor gesels as ons reunie hou, dan sal ek en jy 'n bietjie daaroor gesels. Ja, dis regtig ongelooflik. Hulle sê eintlik alles in jou lyf, van jou nek tot jou rug, tot jou heupe, tot jou skouers, alles begin in jou ruggraat. En as jy jou ruggraat reg bewerk, en dis nie soos chiro wat ruk en pluk nie, dis 'n gentle manier van massage en dit raak alles aan, dis ongelooflik goed. So soos 'n holistiese benadering tot jou ruggraat amper, dis regtig. Dit is as die ding wat vir ons nou, Frans het dit al gedoen, dan het jy dit al gedoen. Maar Frans, Nico, myself, en ek weet ek het al 'n bietjie met Sue daaroor gepraat, dis net 'n heeltemal 'n ander benadering en dit is ongelooflik wat dit reg kry. Dit werk. Nee, ons sal definitief daaroor gesels. Dit werk, ja. Ja, want is dit nou sommer stresshormone ook wat dan afkom? Alles. Moet alles werk na die tyd, alles voel beter. Nee, ons sal definitief gesels daaroor. Nou toe, luister, julle Sue het gesê sy is nog aan die gang, sy is amper tuis, sy gaan haar kamera 'n bietjie later aansit, maar sy luister al in. So ek gaan laat ons begin en net vir julle sê baie welkom. Dis ons tweede laaste sessie. Dit voel vir my vreeslik. Volgende week is ons laaste sessie. Julle kan julle dit oor vertel. Ons is hier in week 13 van ons 14de week 11 van Wild the Body. En ek wil net vir julle sê vandag en elke dag hierdie week is vir my 'n celebration en ek hoop is vir julle ook. En is regtig 'n tyd om 'n bietjie te reflekteer en om net te besef hoe ver het julle gekom, elkeen van julle. Ek dink as jy mooi daaraan gaan dink, gaan jy waarskynlik besef jy's 'n bietjie van 'n ander mens as wat jy voor Wildfit was. En vir al die goeie redes. So ek is vreeslik nuuskierig om julle almal te hoor
hoe die week vir julle verloop. Wat het jy gekies? Want ek weet van meeste van julle watter seisoen het julle gekies. Ek wil vir julle sê, gister het ek my incheck sessie gehad met my training coach en al my mede pilot coaches in training en ons het so almal deur ons groepe gepraat en toe almal sê, so what did your group choose, which season? En ek sê, wel, as julle spul van hulle het winter gekies, toe het hulle almal omtrent 'n double somersault gedoen. Niemand het dit sien kom nie, ek van die minste van alles, toe ek in die begin van die week vir Frans vra, okay, so jy kan nou enigiets kies, wat kies jy? En hy sê winter, I'm like, ek reg gehoor. So ek is skieurig om oor al julle winters uit te vind. En ja, ek dink ek is nuuskierig om te hoor hoe julle vind oor die einde van die programme. En julle weet almal, dis die einde van die begin, nê? Die einde van die begin. So die volgende stap is die res van jou lewe en ek dink dis wat hierdie so anderster maak as enigiets anderster wat ons nog gedoen het. So wat ek altyd doen, wil ek net gou weet, hoe voel ons vanaand? Wie voel so en wie voel 'n bietjie so? Wow. Awesome julle, awesome. Nico sê hierdie program is te duur. Vertel. Want dit voeter my klerekas op. Julle, ek moet sê, ek hoor die Jansens is deur 'n shopping exercise want die klere is nou skielik te groot, ja. Maar dis 'n goeie investment. Dis 'n investment in jou toekoms, Nico. So, weet jy wat, gaan spandeer elke sent met 'n smile en kyk in die spieël en voel amazing, asseblief, elke keer as jy dit doen. Vergeet van die kredietkaart. Erns moet dit nog terugbetaal word. Ja, okay, maar jy weet, dis eerder betaal jy dit die kredietkaart terug as wat jy die dokter betaal. Hey, hoe dink jy? Seker maar, ja. En gooi weg die groot klere. Wel En maak weg met die groot klere. Jy gaan hulle nooit weer nodig hê nie. Ek sê 1 of 2 hou, just for in case. Maar sit hom vir my ver in 'n boks bo in jou kas, nie? My moenie bly hang in jou kas waar jy hom elke dag kan sien nie. Beloof my dit. Nou, hy sal in die kas wees, maar uit die pad uit. Uit die pad uit. Ja, dis okay. Ja. Dis okay. So, ek wil gou ek wil net maar gou vir julle sê vanmiddag was ek by Discovery by my ander groep gewees en wat julle nou sê en wat jy nou sê van die klere aan die Jansens familie, dieselfde storie daar. Ek sorg vir hulle uniforms ook en ek het hulle beloof, daar's budget en as hulle deur hulle program is en die uniforms is skielik te groot, dan sal ek gaan motiveer dat ons hierdie budget vir hulle gebruik want ek motiveer dit met 'n smile want hulle het 'n gesonder team, hulle het 'n span wat meer energie het en hulle het almal belde nodig wat meer gaatjies het of kleiner belde want die belde daar's nie meer plek vir nog gaatjies nie, so it's regtig exciting all around, lekker om dit oral te sien. So ek gaan net 'n bietjie deur die week gesels van my kant af, wat definitief 'n kalmer week. Ek dink is interessant dat ons is nou almal deur ons seisoene wat ons kon kies. En dis nou nie meer Erik sê nie, dis nou jy besluit wat is jy voorlus hierdie week. Jy's nou op jou eie. Dis nou jou pad vorentoe. Jy's in beheer. Jy besluit wat jou lyf nodig het en jy rig jou lewe volgens dit in. Ek weet daar's baie daaglikse video's. Ek hoop regtig dat jy 'n kans kry om elke dag se video te kyk want dit is amazing hoe opsommend dit is. Hoe dit ons terugvat na reg van die begin, daai tyd toe ons nog die food freedom gedoen het en geleer het van die verskillende 6 hungers en hoe praat jy met jou lyf, jou food dialogue, jou food devils, alles kom weer terug. En dit is 'n goeie manier om te recap. En dit lei jou in na volgende week toe. So baie belangrik, ek dink hoe gouer jy kan bybly as jy agter geraak het, hoe beter dat jy regtig net al die inligting het, want volgende week is 'n verskillike belangrike week. So hierdie week is dit belangrik om te verstaan wat is 'n eksperiment? En 'n eksperiment is regtig net, kyk, dis regtig normaal om te besef, wel weet jy, ek gaan dalk iewers weer, en vir elkeen gaan dit verskillend wees, gaan jy weer 'n pizza eet? Ek wil jy moet vir jouself 'n lysie begin maak van kos, wat jy op hierdie stadium voel, weet jy wat, ek's oor dit. As ek nou vir myself ek het met my tweede Wild for Journey hierdie keer rond, het ek besef,
chips en olie. Ek dink Adel, jy het dit ook gesê, chips en olie is net nie meer vir my 'n ding nie. As ek dit nooit weer op my bord hoef te sien nie, is dit okay. Ek en Adel het Saterdag Renay gaan ontbyt eet en toe bestel ek eggs Benedict en die waitress sê vir my, wil ek 'n sourdough brood hê of wil ek die English muffin hê? Toe sê ek, no, I don't want any bread. Toe sê sy, what are we going to put the egg on? En toe sê ek, on the plate. So dis nie meer nodig nie, maar ek weet ook dat daar ander goed is wat ek weer gaan eet, soos 'n pizza. Miskien nie elke week nie, miskien nie elke dag nie, maar hy gaan weer iewers opspring in my lewe. En miskien gaan ek hom nou anders dit eet. So dink vir jouself, wat is dit wat jy dink wat volgens die Wildfit program, daar is nie jy kan dit nooit weer doen nie. Daar's vir niks sê jy kan dit nooit weer doen nie. Alhoewel Erik sê altyd Coke, né? Coke is uit soos koekies in die weesheid, jy maak jou toilet skoon daarmee. Maar enigiets anderster is okay, as dit okay is vir jou. So besluit, wat dink jy gaan jy nog nodig hê? En as dit nie jou if it doesn't serve your body, sit hom maar aparte lys en besluit, hoe gaan ek met hom eksperimenteer? Ek wil ook vir julle sê, op 'n stadium gaan jy met daai ding wat jy gedink het is nog steeds 'n craving en nog steeds nodig, gaan jy met hom eksperimenteer en jy gaan hom een keer doen en dan gaan jy sê, okay, ek's actually oor dit. Okay, ek het hom nou weer probeer, maar ek's actually oor dit. So hou daai goed ook in gedagte. As hy nog daar sit, wees eerlik daaroor. Die hele idee van parenthesis wat jy jou goed in hakkies sit. As ek 'n eksperiment gaan doen, het hy 'n begintyd en 'n eindtyd. Hy is nie elke dag nie. Dit is nie 'n gewoonte dat ek sê ek kan soos ek met my ek love toffee, julle is soet toffee. Frans sal weet. Maar kan jy dit elke dag doen? Nee, hy het 'n begin en hy het 'n einde en besluit waar gaan hy inpas. En die belangrikste ding is, ja, wanneer begin jy, moenie jouself treat met, ek moet net weer begin. Hy het 'n begin en 'n einde, en moenie treats doen as jy sleg voel of op 'n low is nie. As jy 'n regtig slegte dag het, of totaal depressief voel, soos julle almal geleer het, as jy jouself daarmee treat, dan sement jy daai gewoonte, en jy gaan dit oor en oor doen, jou lyf gaan gewoond raak daaraan, dat jy dit gaan nodig hê. Nee, los 'n treat om jouself te treat as jy goed voel. En as jy daai treat dan gaan geniet hom sonder enige skuldgevoel. As jy jou chocolates nodig het en jy het vir jouself uitgewerk, okay, hier's my begin van my parenthesis en daar's die einde, en daai tyd wat jy hom eet, geniet hom gate uit vir al die regte redes. Dis nie ondoenbaar nie, is nie verkeerd nie, jy het nie van die wa afgeval nie, dis okay. Die ander belangrike ding is, en ek wil dit nou 'n bietjie by julle hoor asseblief, is wanneer is jou volgende spring? So as jy uit spring uit gaan, onthou om altyd dadelik, en ek en Frans het dit nou sommer in die week al gedoen, ons het ons dagboeke gaan kyk, wanneer wil ons weer spring doen, hoekom het ons dit weer nodig? Gaan doen 'n inskrywing in jou dagboek, wanneer begin dit en wanneer eindig dit? Jy moet dit nie te lank los nie, want hoe langer jy uit spring uit is, trust me, hoe moeiliker raak dit om weer daarin te gaan. En as jy 'n datum vasgemaak het, bly daarby. Want dit is te maklik om te sê, okay, ek gaan dit môre begin. En dan kom môre en dan val iets voor, ek voel nie lekker nie, of ek het iemand verjaar en ek weet ek gaan koek eet. Nee, ons gaan nie van spring vandag begin nie, ons gaan net die volgende dag begin. En môre kom jy daar en dan is daar iets anders. En sê, okay, oormôre. En as jy weer kyk, is dit 2 maande of 3 maande verder en dan het dit heeltemal net haywire gegaan. So die sukses van hierdie program hang af van hoe jy jou lewe gaan beplan. Toe ek en Frans nou so met ons dagboeke sit, toe kom ons agter, want ons wil graag 'n spring gedoen het. Spring, by the way, ten minste 2 weke, ouens. Hy vat 'n week vir jou gut biome, vir jou hele gut om aan te pas by die veranderende omstandighede van spring. So 'n week is nie genoeg nie. So gee vir jouself ten minste 2 weke. Jy kan langer gaan. Erik sê altyd nie langer as 6 weke nie. 6 weke is vir my baie lank. Maar hoe lank jy ook al besluit, dit is vir jou om te besluit. Maar kyk wat maak sin. So ek en Frans het byvoorbeeld gesê, ons gaan 'n 2 weke spring doen, dan gaan ons hom afeindig met 'n winter fast. En toe kom ons agter, maar wag, Frans moet iewers wees in daai laaste 3 dae. So ons het hom letterlik programmeer rondom ons omstandighede. So kyk vir jouself, want elkeen se omstandighede gaan anders wees. Kyk wat werk vir jou. That's the beauty of this program. Wat gaan werk vir jou? En as ons dan by volgende week uitkom, dan gaan ons begin met wat Erik noem jou constitution. Jou going forward vir jouself. En jy gaan hom
asseblief ek wil vir julle vra, julle gaan hom in detail op 'n dokument kan doen. Doen die moeite. Werk hom uit in detail. Elke paragraaf in daai dokument is vir jou en dis belangrik. En soos wat ons deur dit gaan skryf dit in en gaan praat met iemand naby jou daaroor. Ons gaan in elk geval volgende donderdag gaan ons 'n bietjie daaroor praat in die groep, maar vocalize dit vir iemand naby jou. Toe ek dit die eerste keer gedoen het, toe ek het vir François gaan my storie vertel en gesê, dis wat ek commit vir myself. En ek het vir my kinders vertel. En hulle was baie eerlik. Toe kom hulle terug. Ek het byvoorbeeld, ek dink ek was 'n bietjie oor positief en ek dink pizza was een van hulle. Pizza of ja, een van hulle wat ek gesê het, dis op my nooit weer lys nie. En toe sê hulle like, ma, jy weet jy gaan weer. En dis okay. Dis ek gesê okay, hy moet in 'n ander kategorie inskuif. Okay, ek weet hy gaan weer, maar hy gaan eksperimente word en hy gaan met 'n begin en 'n einde wees. So wees baie eerlik met jouself. Moenie oorcommit nie. En ons gaan in elk geval die Constitution, as jy hom vir jouself vasgemaak het, gaan jy hom deur jou lewe weer revise. Jy gaan agterkom, maar sekere goed is nie meer vir jou belangrik nie. Jy kan nou skuif na 'n kategorie waar jy hom nooit weer gaan doen nie. Of sekere goed kruip terug en is nodig om te doen en moet in 'n ander kategorie inskuif. So dis ook okay. Maar regtig waar, hoe meer jy in detail ingaan in jou eie Constitution in, hoe beter gaan hierdie vir jou 'n standhoudende, sustainable way of life word. So, dit is eintlik my storie vir nou. Ek wil baie graag by julle hoor en soos wat ons check-in wil ek asseblief vir julle net vra, praat my bietjie deur jou seisoen wat jy gekies het vir hierdie week. Hoekom het jy hom gekies? Hoe het dit vir jou uitgewerk? Altyd, wat is jou wins hierdie week? Verskriklik belangrik julle, ek wil hê asseblief vat tyd om te gaan celebrate. Julle het so ver gekom, ek dink jy wil 'n bietjie vergeet waar julle begin het, maar gaan kyk waar julle begin het. Ek het weer eens met julle foto's gesien en die wat se foto's ek nog nie gekry het nie. Asseblief stuur vir my, ek sal dit so waardeer. Jy kan jou gesig afsny as jy dit wil hou of nie wil dat ander mense dit sien nie. As jy regtig nie wil live foto's vir my stuur nie, stuur vir my 'n foto as jy 'n foto het van jou gesig voor die tyd en stuur vir my 'n beautiful smiling selfie van jouself right now where you are. After Wildfit, ek sal dit verskriklik waardeer as jy dit vir my op WhatsApp kan aanstuur. En dan as jy hulle terugvoer vir my nou gee, vertel vir my wanneer gaan jou volgende spring wees. Jy hoef nie te commit vanaand nie, dit gaan gebeur in jou Constitution, maar praat my net daardeur en vertel my 'n bietjie van wat se eksperimente julle beplan. So, over to you, wie gaan begin? Begin by Renay. Moet ek maar begin? That's it, Renay. You have been chosen. Kom. Ja, ek het winter gekies en ek moet sê ek was baie skepties toe ek begin het, want dit is die eerste keer in my lewe wat ek vas doen en dit was nogal vir my scary om te begin, maar ek het ook ek het eintlik gedink om saam met julle te begin en toe ek sien Adele is sommer aan die gang te besluit ek maar soos ek nou voel is ek nie honger nie, ek gaan ook sommer nou begin. En ek het toe sommer dadelik begin, so dit was half onverwags die besluit, maar dit het regtig baie goed gegaan. Ek het nooit op enige stadium gevoel ek is honger nie. En hierso by my tweede dag het ek effens bewerig gevoel. Ek vermoed my bloedsuiker was dalk 'n bietjie laag. Ek het ook redelik baie rondgeloop, maar dit is ook maar van die baie lê. So ek kan nie dit net voor die vas se deur lê nie. Dit kan maar wees omdat ek baie lê. En die derde dag was ek eintlik baie verras gewees dat ek nog steeds nie honger gevoel het nie. Ek dink sielkundigheid het so 'n bietjie aan my gewerk, dit kom nou naby wat ek gaan eet, wat gaan ek eet en so aan. En toe dit nou kom, toe besef ek maar ek moet dit oordeelkundig en mooi daaroor dink en toe besef ek maar ek
nie baie honger nie, toe het ek vir my net die bonebraad gemaak. En ek het die middag het ek 'n bonebraad al 2 halwe koppies bonebraad gedrink. En die aand was ek nie honger gewees nie, maar ek het toe 'n eiertjie, 2 eiers geëet. En ek was ongemaklik. Ek kon regtig sonder die 2 eiers gegaan het. Ek kon voel my maag het gekrimp en ja, ek kon regtig maar sonder die 2 eiers gedoen het na die volgende dag toe. Wow. Maar ek was aangenaam verras dat dit eintlik baie makliker was as wat ek gedink het dit gaan wees. En ek het hierdie week, toe ek nou na die vas het ek nou ek dink ook na aanleiding van die video's en goed is ek baie conscious oor my besluite oor wat ek gaan eet en so aan en ek het half my food dialogue is vir my skielik baie duideliker. Dit praat baie meer met my, ek is baie meer conscious oor as wat ek in die verlede het ek half ek eet my vleis in 'n eiertjie. Hoeveel vleis ek eet omdat my maag nie soveel soek is wat ek gewoonlik soek nie en die keuses wat ek maak en so aan. So dit was nogal vir my iets wat pertinent opgekom het en dan vanmiddag het ek agtergekom toe ek 'n vriendin gehad wat kom kuier het ek agtergekom maar ek is verskriklik entoesiasties oor Wildfit en ek kon nie ophou praat en vir haar vertel en sy's nou plankdun en rietskraal, maar ek voel so educated, as jy dit nou kan sê, dat ek vir haar, ek wil dit so graag vir haar duidelik maak en haar vertel van hierdie verskriklike, terrible, kommersiële duiwels wat daar buite is. So, dit was vir my lekker om vir hulle te vertel en vir hulle te sê, ek sal nooit weer my lewe dieet nie, want ek het nou food freedom. Dit is soos 'n lig wat aangaan in mense brein en dit is vir my 'n verskriklike lekker plek om op te wees. En natuurlik die wins wat ek ervaar, ek is, dis hoekom jy nog nie my foto's het nie, ek is nog nie waar ek wil wees nie, maar is 14 kilos af. Dis nou van die begin af maar ek weet ek het nog 'n entjie om te gaan. Maar dit is ek het 3 stelle grootes klere in my kas en ek is terug in gemaklik die klere wat ek eintlik weet vir my ouderdom en vir my dit is 'n bietjie onrealisties om in my klein klere weer in te kom, ek is dan baie ouer en so aan, maar my ou klere pas weer gemaklik en hulle so dis nog en soos Adele ook nou die dag gesê het, jy weet wanneer jou onderklere te groot begin raak. So ja, dis my storie, maar ek voel regtig baie positief om aan te gaan ook en opgewonde daaroor. En ek verstaan sy brackets en dit maak sin en vorentoe gaan ek beslis werk met 'n 21-3-3. Verduidelik gou? Ek dink dit is ook die 21 dae in my spring. Daar wou ek net vir jou vra.
maak dit saak as jy wissel tussen springs, as jy een keer 'n traditional spring doen en jou volgende keer as jy weer terug gaan na 'n spring toe, as jy 'n hunter spring doen, maak dit saak. Wat ook al werk vir jou. Jy gaan besluit wat werk die beste vir jou. En jy weet nou wat jou lyf doen en jy gaan vir jou lyf luister. Ja, ek dink ek sal wissel tussen 'n hunter spring en 'n traditional spring en dan sal ek 'n fast doen, 'n 3-dag fast doen. Ek weet nie of ek dit sal kan volhou om dit elke maand te doen nie. Ek sal nou nog sien. En dan 'n 3 dae sal ek nou maar sê wat jy jou wat is jou in jou brackets is. Lekker somer en lekker vol, al die lekker vrugte en al die lekker dinge, ja. Ja, en laat jy bewus is en toets hoe jou lyf reageer op jou brackets. Okay. Ja, en dat jy dit jou conscious bly daarvan. Sjoe, Renée, Ja. ek Ek dink dit is my dit is 'n fantastiese storie, kan ek net sê, ek het letterlik, ek dink deur jou geselsie, dink ek het 3 keer verskriklike hoendervleis gekry. It's like, dit maak my eintlik so opgewonde. Punt nommer 1, soos jy sê, het jy ooit gedink jy gaan 'n winter fast kan doen en daar doen jy 3 dae en jy's eintlik okay en jy dit nooit sien kom nie. Dit is fantasties. Wel, en dit na jou operasie. I'm like blown away. Wel gedaan. En hallo Sue. Welkom by ons. Hallo julle. Hallo. So ons check so lank 'n bietjie in. Ek gaan nou na die, het jy ons alles gehoor tot nou toe? 'n stukkie gemis, maar ek het min of meer gehoor wat. Okay, ek kan altyd na die tyd gegaan net met jou opvang dit wat jy gemis het, maar okay, so ons celebrate eers gou 'n bietjie vir Renée. Yes, Renée, die feit dat jy nie honger was nie, die feit dat jy bewus was van wat jou lyf doen, die feit dat jy beplan het hoe jy uit jou winter fast uit gaan kom, well done, ongelooflik. Die feit dat jy geluister het hoe jou lyf voel na die eiers, ja, beautiful. Jou verrassing oor die verrassing faktor, ek weet, Frans het eintlik ook gesê, Adel, ek weet jy het dit ook gesê, ek het dit ook ervaar. It's like, what? Ek gaan dit nooit geglo het as jy my voor die tyd gesê het dat ek eintlik by dag 3 al hoe minder honger voel. Hoe werk hierdie goed? En vir my is dit so fantasties die voordele wat gebeur in jou lyf, behalwe vir die nie honger wees nie en jou maag voel kleiner en die gewig en al die dinge, is die goeie dinge wat in jou lyf gebeur en veral na jou operasie is jou lyf se herstel, die interne herstel, die bou van nuwe human growth hormone wat jy so nodig het na jou rugoperasie, die afbrand van al die onnodige proteïene of die ou proteïene, dit gaan vir jou, it's going to stand you in good state vir so lank. Dit is net fantasties. Maar ek dink wat vir my ongelooflik was, dit wat jy gesê het, ek's meer conscious oor my kosbesluite. Dat jy so in tune geraak het met jou lyf, dat jy, verskoon my Engels julle ouens, hierdie gaan makliker kom met Engels, maar dat jy letterlik, hallo daar, dat jy letterlik luister vir wat jou lyf sê, dat hy met jou praat, dat jy hoor wat hy nodig het, dat jy hoor wat hy nie nodig het nie. Dit is net, wow. Is musiek in my ore. Ja, dit praat met my. Nee, en dat jy jou keuses anders benader, dat jy educated voel, dat jy nooit weer gaan dieet nie. Julle, die lig wat aangegaan het, die lig voel vir my of jy in my kamer aangaan met daar van jou kant af. En jou groot ding is, jou food freedom. Is dit nie ongelooflik, daai empowered gevoel om te sê, maar eintlik is ek nou in beheer. Ek verstaan. Dis vir my fantasties dat jy by iemand is en daaroor wil praat, want dit beteken something's changed inside of you. En ek weet hulle sê altyd be the example. Ons kan verkoop aan ons mense om ons, jy wil eintlik hoor en jy kan nou verstaan hoekom ek so entoesiasties was na my eerste keer dat ek almal wou saamsleep hier op. En dis vir my so lekker dat jy dit begin sien. Wow.
Wow. Awesome. Ja. Baie opgewonde. Baie dankie. Oeg, die klere wat pas en die onderklere wat te groot is, awesome. Dit help baie julle motiverend. So, kom ek sê vir jou so, dit is soveel lekkerder. Ek stem saam om dit in 'n groep saam te maak. Want dit was voel moeilik. Ja, as mens alleen is, voel dit moeilik. So dit is lekker om 'n stem daar uit aan die kant te hoor. Hou dit in gedagte, ouens, as julle vorentoe gaan. Ons is daar. Ons is almal daar vir mekaar going forward. Gesels met mekaar. Ek hoor wat jy sê, mense sien nie altyd dalk eenmal 'n maand kans nie. Kyk hoe dit gaan. Daar is geen right or wrong nie. Dis wat is reg vir jou. Ons gaan 'n bietjie praat op 'n stadium oor hoe pas 'n vas in. Ek weet, ek sukkel nog steeds 'n bietjie met daai ene, maar blykbaar met volmaan maak dit baie meer sin want daar's pathogens wat werk met jou lyf. Ek sal 'n bietjie gaan navorsing doen daaroor. Maar whatever werk vir jou, it's all good. Okay. Maar fantasties. Nou daai positiewe noot, wie is volgende? Ja, ek sal. Okay, François, ons luister. Ja, winter het alweer op my toegeslaan en ja, hierdie keer, ek het dit die tweede keer gedoen om te sien dat dit nie 'n vloek was met die eerste keer. En ek kan sê ja, jy kan doen en jy kan dit met redelike konstante akkuraatheid en goed doen. Dieselfde prosedures gevolg as die vorige een. En ek wil amper sê, amper dieselfde hoeveelheid moeilikheidsgraad, dit het nie verskil nie. Ek het gedag dit gaan makliker word, dit het nie makliker geword nie, dit is nog steeds vir my dieselfde gebly. Maar die positiewe uitkom, dat was absoluut fantasties. Jy kon onmiddellik voel, jou lyf is besig om, daar's iets wat aan die gebeur is. En dit het ek gesoek na die paar dae van vryhede wat ons voor die tyd gehad het. En ja, na die ene het ek nou weer gaan weeg en ja, ek is nog verder af. Ek het nou totaal 13 verloor. En ons het gestaan gou al die metings gedoen en dis ongelooflik hoe ver daai metings, as jy nou vat, ons het nou presies gemeet wat ons laas keer gemeet het en wat altyd 'n man se probleem is, dit gaan van 117 na wat is dit 97, nee. Ek kan nie onthou presies nie, maar hy is onder 100 en ja, so dis 'n hele klompie sentimeters wat dan af is. En dan ander goed ook wat jy nie besef nie. Plekke waar jy altyd gedink het nee, daai sal maar bly altyd. Hulle is almal af. So ja, dis 'n baie groot wen vir my gewees. En ja, aan my kant ook die hele ondervinding was 'n ongelooflike ondervinding. Hulle het basies jou hand vasgehou tot nou toe en van hier af dan sê hulle vir jou wel, nou moet jy vlieg. En hulle het jou die tools en die goed gegee, so jy moet nou presies weet wat jy kan gebruik. En ja, ons gaan almal foute maak nog vorentoe, kleiner foutjies, groot foutjies, maar jy gaan altyd terugkom na die, as ek in Engels sê, die core van die ding. En as jy daarna kyk, man, is hierdie fantastiese program, hoor. Jou hele lewe kan jy daar volgens inrig. Ek het selfs op ons het 'n volledige bloedtoets gedoen, wat ek nou gedoen het vir die kardioloog, en hy het geweldig afgekom, alles het afgekom. Die hele ChatGPT wat ons gevra het, en is die twee vergelyk, en sy uitkomste, en hy sê, dis ongelooflik verskil. So, ja, ek is baie my noppies. Ja, okay, nog 'n hoendervleis oomblik. Jessie, ek wil vir julle eintlik ek wil net daai ChatGPT stukkie gaan soek, want ja, en dit was baie interessant. Ek soek hom net gou op. Dit was nogal cool. Wat hy gesê het, Francis, cardiometabolic risk has significantly reduced. Alles is eintlik ja, al sy van die cholesterol tot sy suikervlakke, die goeie die good cholesterol, die HDL is op, die LDL's is af, die triglycerides is af, dit was net ongelooflik. Hy het eintlik gesê major drop, that's excellent. Love ChatGPT.
En Jessie Fransonia, ek wil weer net sê well done en wil jy nie net daai kung fu statement van jou herhaal nie want dit was vir my so cool. Ek voel skuldig, maar ek kan hom nie onthou nie, sê vir my. Toe dit sê dis ek onthou hierdie ene want ek dink is so hy het gesê weet mense kan kung fu van gaan hoor en dit gaan in 'n fliek sien en dan iewerster kan jy die besluit maak to live it, right? Dus dit so iets gewees. Ja, altyd, want hulle praat van jy leer kung fu aan en dit later dan word dit 'n lewenswyse. Nou hierdie word presies dieselfde. Hulle gee jou die tools, hulle gee jou die insig, hulle gee jou die wysheid en ja, nou is dit op jou om hierdie goed te gebruik en nou moet jy dit leef. So dis dieselfde soos Kung Fu Panda. En ek bedoel Frans sit in 'n baie hoër posisie bo oor sy foon, maar kan julle sien hoe los is sy T-shirt? Dis net Ja, die ding hang hier so, jy moet so lekker lap. Rachel, ek wil by jou hoor. Het die eerste keer het jy nie die program saam met Marlies gedoen nie. Het dit Nee. toe sy dit nou gedoen het dit jou oortuig dat jy dit saam met haar was dit die bewys? Ja, want ek het haar fyn dop. Ja, ek het haar fyn dop gehou en gekyk hoe die eerste, want ek is maar baie skepties. Jy kan hom maar vra. Ek is maar een wat ja, hierdie partykeer hoe sê hulle snake oil en al daai goeters. Ek byt nie vinnig daaraan nie. Toe het ek aan nou dopgehou en ek het gekyk en die ding so van 'n hoek af beloer en ja. Toe ek nou die geleentheid kry om dit te doen, toe sê ek is in boots en al want ek het net positiewe goed gesien. Ek het geen negatiewe goed gesien nie. Ja, dit was hard. Daar was daar gewees waar dit hard was vir haar en ek het dan mooi daardeur gekyk en toe dink ek nou die positiewe goed is definitief beter en die manier hoe sy nou daarna aangaan 100 maal beter hoor. En ek sal dit ook vir enige persoon aanbeveel. So ek is soos jy, as ek met iemand aan die gesels raak, ek het nou Sondag het ons by familie gekuier en ons het daar toe wil hulle almal weet wat gaan aan en hoe doen ons dit. Ja, toe kon ek nou lekker aanlê en vertel en hoe hierdie dinge gebeur, maar ja, nee, jy raak so amper van 'n ambassadeur en jy wil vertel, kyk, hierdie ding werk. Nou, ek wil nou as ons reunie het, moet jy bietjie my man onder hande neem. As hy dit nou van 'n man af hoor en waar jy nou vandaan kom en dat jy 'n skeptikus was en wat jy nou 'n oortuigde ingeligte man is. Absoluut hoor, absoluut. Maar Renay, ek dink Wouter, soos wat Frans op my dopgehou het die eerste keer, dink ek het Wouter jou al klaar dopgehou. So hy kyk die hele tyd hoe jy reageer. Hy sê dalk nie alles nie, maar hy kyk en jy is jou eie beste voorbeeld. Ja, en die groot ding is onthou hy het my verpleeg, so hy het my kos gemaak. En hy sit 'n roeboer, so vleis is sy ding. So ek dink hy sal maklik dit kan doen. Ja. Maar ek dink Sue ook aan jou kant, skus Frans, maar Sue het definitief ook sy't vir Gary wat ook maar haar dophou, nê, en ook skepties is en ook 'n bietjie hieroor moes dink. So ek weet nie Sue of jy wil iets byvoeg daar nie. Skus Frans, sê gou wat jy wou gesê het. Nee, ek sê net ek was ook maar heel lief vir die vleis en al die goed en ek is nog steeds en dit het vir my gewerk, so. Ja, maar Lies, ek moet sê ek hou baie van die flexibility. So as ons dan nou die dag nie lus is vir vleisie, dan kan ons dit eet. Daar's soveel opsies eintlik. Maar definitief ek dink ja, ons het nog 'n pad om te stap, maar ek sal nou met julle gesels. Okay. Nee, maar dis great en daai flexibility is ek weet van die Jansen se kant op wat ek dan onthou jy aan die begin het ek vir jou gesê jou program en my program moet verskillend lyk en die feit dat julle verkies om spesifieke tye meer groente in te werk en dis vir jou doenbaar. Jy hoef nie geforseer te wees om vleis te eet nie en vir Renay as jy regtig meer wil vleis eet dan kan jy dit doen en die program gaan nog steeds vir jou werk rondom jou. Jy hoef nie in te pas by hierdie rigiede struktuur van ja, thou shalt. Hierdie is al wat gaan werk nie. Dis regtig baie lekker. 2 gestoomde hoenderborsies. Oh, can you imagine?
Oh, nee. En hou op met alles op dag 1 en ja, nee, rarig. Nee. Dit sal net nie vir my werk nie. Of daai gestoomde flou visie en niks verder nie. Nee. Of wees honger. Nee. Ja. François, wel ek wil ook net hê jy moet gaan celebrate. Ek dink die grootste ding is daai bloedtoetsresultate is vir my soos 'n absolute triumph. Die feit dat ek was verstom. Ek het gisteraan toe ek die measurements by Fransa gaan doen het ek 'n paar keer sê ek nee, wag, ek net weer kyk en dan gaan kyk ek na die ou measurements, ek kan nie wees nie. En dis presies hier wat dit vir elke mens, maar veral vir 'n man belangrik is die visceral fat om jou organe. Dis net weg. En die feit dat jy alles wat jy doen vir jou eie gesondheid doen en jy voel die lewenskrag en energie, dit is vir my so cool. Jy het een baie interessante ding gesê. Ja, iemand het jou hand vasgehou, Erik, en ons almal jou hand vasgehou, nou moet jy vlieg. En ja, jy gaan foute maak, absolutely. Jy gaan nie van die wa afval nie, want ons is nie op 'n wa nie, onthou. Dit was my so mooi, dat jy sê, get back to the core. Ek is so bly dat jy kan voel dat jy empowered is om terug te kom na die core van die program toe. En dat jy weet wat werk vir jou. So, dit gaan lekker wees going forward. Ek dink as jy op hierdie stadium voel, jy sien kans en dit kan vir julle werk, wel, dit is vir my rarig amazing. So baie dankie. Well done. Fantasties. Lekker. Ouens, wie's volgende? Gaan ons Sue toe. Baie dankie. Marlies, ek hoop ek het nou alles wat ek vir julle moet terugvoer oor gee, wat ook al, maar so in terme van my keuse vir die weer. Ek het besluit om in spring in te gaan, maar in tradisionele spring. So dis nogal lekker en interessant nou weer. Ek probeer 'n bietjie nog uitfigure wat om alles te eet, dit moet ek sê, maar is relatief gemaklik en so aan. En ek gedink ook maar ons sal seker nog heelwat ruk in spring redelik op spring fokus voor ons miskien 'n ander tipe van formaat volg, maar ten minste seker 2 weke in spring en dan miskien 'n bietjie van 'n breek, bietjie vrugte en dan weer terug daarin. Wil definitief vas. Ek dink daaraan om ten minste te probeer om dan kwartaalliks, elke 3 maande dan 'n goeie vas om te kry. Maar ek sal sien, dit kan dalk meer word oor tyd of sal maar sien. Dit is hoe dit werk. Ek het ook interessant bloedtoets, ek het jou daarvan vertel, Marlene. Ek het ook Marlies, ek het ook op 'n stadium bloedtoetse laat doen. En wat baie interessant is my inflammasie is baie af. Baie. Dit is dramaties. En die dokter was eintlik baie tevrede met my resultate ook gewees. Ek het doen eintlik 6 maandeliks gereeld bloedtoetse om my gesondheid te trek. En dit is interessant, dit is significant, dit is baie aansienlik beter. Maar dit was, en ek moet net sê, dit het aansienlik verbeter na daai eerste Wildfit. En van daar af het dit nog net altyd beter gegaan. Ek is baie dankbaar daaroor. Ek moes nou dag vir julle ook al gesê, ek sukkel nog klein bietjie met sinusrigheid of iets so. Dit kan ook natuurlik net seisoonaal wees, maar ja, dit is iets wat ek nog 'n bietjie aan probeer werk, spesifiek. Ja, en dan van 'n eetperspektief af, ek dink, en ek sal gaan my bes doen, om nie, as sover as moontlik nie weer suiwelprodukte te begin gebruik nie. Maar dit is nogal significant vir my. Daar is dan baie goed wat mens skielik uitsny of wat jy nie kan eet, veral as jy iewers heen uitgaan of so. So ja, dit is maar net sommer so baie vinnig my idees oor wat ek beplan om verder te doen. En ja, die ander ding is, hoekom ons wil spring in bly, is maar Gary wil nog heel wat gewig verloor. En dit is maar die beste benadering daartoe. So ons is,
eintlik redelik konstant daarmee. Ons het 'n bietjie wegbeweeg van net die hanterspring, maar ons sal dit ook definitief weer doen en ek dink van daar af is dit amper die maklikste om in vas in te gaan. En ek was net terloops ook so verbaas gewees oor vas. Ek het gedink ek sal dit nooit kan doen nie. En toe ek dit doen, was ek bang vir die eerste aand, maar daarna het dit vir my eintlik al hoe makliker gegaan. Daar was op 'n stadium 'n bietjie tyd wat ek bereik het, wat ek toe lus was vir die spesifieke kos, maar verder het ek eintlik verskriklik maklik daardeur gegaan. Of dis als relatief seker, maar ek dink daar's baie in mense mind daaroor, wat jy weet, of jy kan jy vasbyt of gaan jy nie, en dis eintlik incredible. Geluk ook aan almal wat dit weer gedoen het en gedoen het. Dis fantasties. Dankie. Wowie. Sue, ek dink my grootste excitement vir jou is dat jy sê jou inflammasie is af, want dit was een van jou grootste whys gewees toe jy begin het, né? So Ja. dit is fantastiese nuus. Ek dink jessie, ek dink dis ook baie en dit is my lekker om te hoor dat jy gegaan het van jou hanterspring en dit gaan probeer het. Dis goed om te sê, kom ons kyk hoe lyk traditional spring, is dit iets wat vir my werk, hoe werk dit, wat doen dit aan my lyf? Sê my gou, wat was vir jou die grootste gewaarwording tussen hunters en traditional? Want weer eens, ons nie reg of verkeerd nie, dit was goed dink ek om iets anders te probeer, maar ja, wat het jy gevoel daaruit? Hou van die bietjie bescheidenheid. Jy weet, ek dink dit is die grootste ding, en met hunters is dit, jy weet, ek dink ons het op 'n stadium toe ons deur dit gegaan het, want hunters het ons iewers gesê, nou kan ons amper nie meer vleis eet nie. Maar dis ook nie regtig so nie. Mens kan net, jy moet net dan probeer om variety te kry, maar daar is dan 'n geweldige klomp ander verskillende goeders wat mens kan by eet as jy wel in 'n traditional spring is, of neem ek aan die ander kant as jy weer na meer gatherer spring toe sou gaan. En dit is maar baie van dieselfde, dit is 'n kombinasie van die twee. En dis lekker wat ek verskriklik van gehou het daar is, ek kon nie help nie, ek het myself geweeg in die week ook, net om te kyk hoe affekteer dit my, en dit het nie 'n dramatiese verskil skielik. Ek het nie skielik geweldige gewig opgetel, of ek is nog steeds besig om geleidelik 'n bietjie gewig te laat gaan. Ek hoop ek kry dit nie weer terug nie. So ja, Okay. Ek dis vir my baie interessant, en ek was nie honger nie, maar dit is wel 'n klein bietjie makliker in terme van as jy wil as jy skielik lus is vir iets wat verskeidenheid bring, weet of so. Maar ek dink dis ongelooflik dat jy daai gewaarwording gehad, en dit is goed, ek dink vir ons almal om dit te hoor, is om te sê, as jy dan op 'n punt kom, want ons wil 'n bietjie langer in spring bly, nê, want jy wil dat jou gut eers gewoond raak aan daai verandering, en dan kan jy in spring ingaan, en as jy wil begin met hunters, want dis vir jou belangrik, dan doen dit, maar as jy dan voel ek wil langer in spring bring, dan is tradisioneel dalk 'n opsie, want jy kry daai verskeidenheid. So, well done, en baie dankie vir daai insette en insaag, en ja, is goed om dit te weet, goed om te sien wat doenbaar is, en soos jy sê, dit gaan nie jou gewig, gaan nie beskiklik maak dat jy, hier vat ek my gewig kom als terug, nie glad nie. Ja. Dis 'n plesier, Marlies, maar ek wil ook vir jou sê, weet, die hunterspring, as jy nou regtig op 'n plek kom, en daar is nou regtig nie iets wat jy kan eet nie, is dit nog steeds vir my die maklikste opsie, en dan net 'n steak of so te bestel. So ek sê net, weet, dit maak dit vir my net meer flexible as wat dit dalk was voorheen. Maar ek kan definitief, daar gaan definitiewe tye wees wat ek doelbewus in 'n hunterspring wil ingaan. So dit weet ek. Ja, ek en Frans het ook nogal gesê, regtig, hunters is net maklik. Jy hoef nie te hard te dink nie. Dis ek het soos ontbyt is net, dis spek en 'n eier, of 'n rasher en eier. Dit is nie verder aan al die ander dinge te doen nie. Dit het definitief my inkopies baie makliker gemaak, want ek hoef net op een plek te stop. So dit het daai voordeel, maar nou ja, net jy so 'n bietjie van the best of both worlds amper, nê, wat jy kan mee vorentoe gaan. So dis baie lekker. Ek dink 'n quarterly fast, by the way, ek dink is 'n briljante idee as 'n maandelikse vas net te veel voel.
'n kwartaalliks is great. Ek dink dis regtig goed. En dit vat jou 'n bietjie deur die seisoene van jou lewe half ook, want mens gaan sê nou maar Desember vakansie hê en dan het jy weer 'n Paasnaweek en dan kom die winter en na die winter wil jy jou somerlyf weer reg hê. So daar is nogal geleenthede wat daarmee gaan saamwerk. Dink dit is baie lekker. Iets wat jy vir my genoem het met jou sinus, ek dink is presies belangrik dat jy voel dat iets nog nie lekker werk nie en regtig gaan diep duik daarin om te sê wat is dit wat maak dat dit nie werk nie. Ek dink jy het geraak daaraan dat ja, moontlik is suiwel daaraan connected. Suiwel is 'n bietjie van 'n toffie om van af te kom, want hy's in so baie goed. Ek dink ja, kyk vir jouself wat gaan werk. Adele, jy mag bietjie daaroor praat met Sue oor jou gevoel oor die yoghurt wat jy gedoen het en as dit 'n opsie is, miskien is dit nie altyd 'n opsie nie, maar dalk is dit vir sekere goed 'n opsie. Die feit dat jy kan die natmilk doen, maak baie koffies en baie al daai dinge. Ek weet nie wat gesels regtig met ons in die groep ook dat ons kan gaan help en jou kan opkom met bietjie oplossings van wat se dairy is 'n issue en wat kan ons mee help. Ek wil heeltemal van dit wegbly as ek kan. Behalwe, jy weet, daar's dalk 'n ding hier of daar wat ek nie besef daar's iets in of jy weet of so nie, maar waar ek kan, gaan ek my bes doen om. Ek dink nie dit maak in elk geval 'n dramatiese verskil in die inflammasie en ook selfs in my allergie en so aan. Maar daar is net nog iets en ek weet nie of dit net dalk seisonaal is en of dit dalk iets anders is nie, maar ek sal dit nog trek, jy weet. Maar my liggaam sê definitief baie gou vir my as ek iets verkeerd doen. Jy weet, ek het toevallig na 'n ding van Karen gister geluister sommer. En toe praat hulle ook van inflammasie en wat dit eintlik is en dis eintlik bedoel om goed te wees vir die liggaam. Dit is net dat dit, jy weet, oordoen word. Maar my vingers sal my dadelik sê as ek net 'n klein bietjie iets verkeerd het, dan sal ek inflammasie in my hande sien. Dit is goed. Dis nie, jy weet, ek wil dit nie hê nie, maar ek meen dit is 'n goeie waarskuwing. Maar ek dink dis so belangrik dat ons is besig om vir ons lywe te luister, dat jy daai boodskappe hoor. Dit was my nogal 'n ding gewees. Aan die begin het ek altyd vir mense gesê, maar ek is nie regtig allergies vir gluten nie. Ek kan nie sê ek mag nie gluten kry want ek gaan 'n aanval of iets kry nie. En nou na 2 keer se programme begin my lyf baie harder, baie vinniger met my praat en op 'n stadium het ek gedink, ag, dis nou nie lekker nie, want nou voel ek vinnig sleg, maar eintlik is dit so 'n voordeel want jou lyf sê vir jou it's not good en jy hoor dit dadelik vinniger en dit gaan net maak dat jy op die langtermyn minder doen van wat jy weet nie goed is vir jou lyf nie. Dit is vir my so lekker om my lyf te hoor. Soos wat jy nou sê, jy hoor hom vinnig. Hy vertel vir jou vinnig. Jou vingers, they talking to you. It's like hierdie is nie lekker nie. Ja, nee, baie beslis. Ja. Ag, en dan net vinnig hoor, daar's baie mense by die werk van my kollegas wat die hele tyd vra oor wildfit. En ek hou maar nie aan vir hulle sê, dit is maar net dis maar 'n leefstyl wat ek volg. En ja, ek weet van hulle wil verskriklik graag daarmee betrokke raak of uitvind, maar ek het nog nie regtig met hulle verder te veel gesels nie. Maar hulle is baie geïnteresseerd in. En toe ek die tyd wat ek gevas het, ook kon hulle dit amper nie glo dat ek nie gaan saam eet nie, jy weet, en so aan. En dink is nogal, veral as jy buite staan en na iemand kyk wat dit doen, dan kan hulle nogal dink, dit klink regtig moeilik of so, en dan is dit nie eintlik nie. Ek dink dis hoe ek ook gevoel het, veral oor die vasgedeelte. Ja, ek dink ons het almal so gevoel. Is like, het jy ooit gedink jy gaan hierdie ding gedoen kry en het jy ooit gedink dit gaan actually so maklik wees? Ek sou dit ook jy kan dit nie glo totdat jy dit self gedoen het nie. Dis weird. Ja, interessant, ja. So, ag nee, dis regtig amazing. Ek dink die punt wat jy genoem het oor verskeidenheid is net that's probably the most empowering. Ek hou van die idee dat jy sê ons wil geleidelik gewig verloor. Adele, ek dink jy het dit ook nou die dag genoem, is dat vinnige gewigsverlies, dis nie standhoudend nie, dit maak nie sin nie, dit werk nie. Bietjie oor tyd is wat jy langer kan aan die gang hou, so dit was wonderlik om dit van jou af te hoor.
dit wat jy gesê het van Gary wat nog gewig wil verloor, ek dink dit was nie vir my die ongelooflike van hierdie program is, en ek hoop regtig julle sien dit almal ook, is dit stop nie hier nie, en jou gewigsverlies gaan nie noodwendig stop nie, soos wat jy aangaan, jou liggaam bou half sy eie momentum op. Hy is in hierdie proses, en die proses stop nie skielik nie, hy gaan aanhou, so bly, hou die skaal dop, nie te gereeld nie, is nie goed vir jou om gereeld op 'n skaal te klim nie, maar jy gaan dalk pleasantly surprised wees, soos wat die program aangaan, dat die gewig, die hele manier van gesond bly, en hele momentum gaan net aanhou en hele goeie resultate gee, so dis baie lekker. Moet sien of ek nou na alles gekyk het. Ja, ek dink ek hou daarvan dat jy begin dink het aan hoe gaan ons vorentoe met jou program, so ons gaan definitief meer daaroor gesels, ek dink dis die deeltjie wat jy gemis het aan die begin so, maar ek sal weer daardeur gesels oor wat gebeur volgende week. Lekker as die mense jou vra, nê, wat doen jy? Daar's iets anders aan jou. What is it? En so lekker om nie te hoef te sê ag ek is op dieet nie, nê? Nobody needs to know that. Dis nie 'n dieet nie, dis iets wat kan bly. So dit is amazing. Baie dankie, wel gedaan. En weer eens ek hoop ook jy gaan tyd vat om dit te celebrate, om net te sê kyk hoe ver het ek gekom. En kyk hoe anders dit was my ook interessant jy gesê kyk hoe anders was my tweede journey. So onthou nou julle almal, julle het hierdie program nog en die video's nog vir 90 dae. So ja, as jy weer daardeur wil gaan, bietjie wil doen. Elke keer leer 'n mens net meer. Daar's net jou lyf begin net harder met jou praat, so dis baie lekker. Baie dankie. Right. Jansens, wie's eerste? Nico? Ek kan gesels. Okay, ek dink ons eerste. Sy die ene met die meeste suksesse en wat sy achieve het. Ek is 'n support element. Julle ouens, ons het 'n bietjie lekker lank gesels. Ons is op tyd. As julle almal nog okay om bietjie langer aan te gaan, as julle moet gaan, geen probleem nie. Sê maar net vir my en dan sê ons goodbye vir julle, maar okay, dis as julle bietjie nog wil aangaan, ek is hier, ek luister baie graag. Ek sal vinnig praat. Nee, wat? So daai plant-based coconut yoghurt is heel okay, ek kan hom probeer. Hy's nie so styf soos 'n gewone yoghurt nie, maar hy's eetbaar en hulle het 'n paar ander flavours. Ek wil nou net nie arbeie in my ja, en hulle bring nuwe geure uit, so jy kan dit probeer. Eintlik drink ons glad nie meer melk nie. Want dan sit die Ek gaan wel kaas probeer. Nico wil kaas hê. En so dis okay. En ja, van 'n eetperspektief af ek dink die feit dat ons die gatherer trek volg pas baie meer in by dit beteken nie dat ons nie vleis eet nie. Dit beteken nie dat vleis is 'n geleentheid, vleis is 'n celebration. Maar dit gee definitief vir ons ten minste variety. Ek moet sê, na die vas het ek uitgesien na my chia seed en flax seed met die macadamia milk en die plant-based yogurt en die neute en die nut butter. Dit is 'n lekker ontbyt. Ons geniet dit. Of ek geniet dit. Ek weet nie of jy dit geniet nie. Hy is okay daarmee. En dan ja, ek dink ons is op 'n punt wat jy wil eintlik bietjie stabilise en nou wil jy jou gewig net bietjie dophou op 'n punt. So ver het ek 18 verloor. What? En Jeez. en by the way, die skaal het nuwe batterye nodig. Okay. Wow. Wow, Adele. Jeepers. Ongelooflik. So ons is daar. So Baie meer as wat ek gedink het ek sal verloor, maar dis gedoen. Dis amazing. interessant want die ene wat saam met my werk het nou sy elektriesien het een of ander inspuitingsstorie wat hy nou gewig op verloor het. Maar ek sê vandag vir hom, as jy nie die leefstyl saam met die
gewigsverlies doen nie, dan gaan jy dit net weer optel. Dis al wat gaan gebeur. En Wow. wat wil jy nou weet? Die vas was fyn, dit was soos die eerste keer. Ek bedoel, ek kon heel waarskynlik maklik dag 4 toe gegaan het. Jy is nie honger nie. En moenie jou bone broth in die yskas sit nie, dan word hy jellyrig. Wat nog? Ja, ons is hier. Dis fyn. Wow, Jessie Adele, en asseblief, ek hoop ook jy gaan tyd vat om net te celebrate. Ja, soos jy sê, nooit gedink, en het jy ooit gedink het gaan so maklik wees om 18 kg te verloor? Nee, ek dink nie so nie. Nee, ek het gedink as jy so 5 of 7 verloor, dan sit, en ek dink dit was meer ek moet sê, ek het die gewigsverlies op spring is minder, is kleiner. Ek sou gedink het, dit sou groter gewees het. Maar dis fyn, dis daai konstante bietjie. Ja. Ek wil ook nou nie, ek dink nie ek wil afgaan na 'n volgende klere size toe nie. Waar ek is ek happy en ek het goed in my kas wat ek nou weer kan uithaal en dra. So dis lekker, nuwe ontdekkings. Ja, ek's happy met waar ek is. Kom ons stel dit so. Nico het bene waar hy nooit bene gehad het nie. En hy sê dis duur want hy moet klere gaan koop. Maar verder is ons okay. Sure, Adele, ek moet vir jou sê, jy is deur die hele program 'n totale inspirasie met al jou kreatiewe idees, dink jy hou ons almal you keep us on top of it met hoe hou ons dit interessant. Ek dink is so lekker om die ander kant te sien van hoe doen jy Gatherer en soos so ook gesê dit gee jou daai verskeidenheid, so ons kan kyk en sien dat dit by the way ook werk. Ek het altyd gedink Gatherer gaan jy dalk stadiger verloor en daar gaan jy verloor net vinniger. Maar ek hoor jou ook wat jy sê van okay, ek is nou happy waar ek is met my klere size. Ek weet presies want jy wil ook nie alles gaan oorkoop nie. En it's amazing dat jy soveel gewig verloor het en dit lyk nie asof jou gesig ingeval het en jy weet jy lyk gesond, jy lyk energiek. Ja, nee, dis net jy weet alles straal en lyk amazing en dat jy ek dink daai selfvertroue half om te sê ek gaan nie nou na die 90 dae gaan alles nie net skielik terugklim nie. Want jy weet nou, jy daai you know how to take this forward. En hoe om met jou lewe te stabiliseer en ek hoor jou mense ons moet stabiliseer nê en jy kan dit nou toets en voel wat jou lyf vir jou sê. Ek love jou die punt dat jy gesê het na die fase het ek uitgesien na my chia seed, my macadamia melk. Het jy ooit gedink, ek weet wie het goed gesê, ek sien uit na my groente, na alles. Bedoel, dis nie, ek sien net uit na hierdie chocolates en my milkshake en alles nie, nee, ek sien uit na my macadamia melk en chia seed. Dit is so cool. Wat daar tomatie wou gehad het. Ja, daar is Renée en tomaties. En Adele, ek wil net sê jy laat 'n fast maklik lyk. Ek dink frek dit. Dis net Adele seil net hierdie ding. Jy is vir ons 'n absolute inspirasie. Adele, jy toe nog gisteraan sien toe sê sy ek kan maar net deur die aand ook gaan, maar maybe moet ek actually iets eet, maar ek dink ek hoef nie. Jy het nou gepraat van nee man, ek wil jou net iets vertel. Toe maar, gaan aan. Okay, as hy terugkom stop my. As hy terugkom na jou toe. Maar nee, ek wil net sê dis amazing, dis so lekker om dit te hoor en dit is so amazing as mense jou stop en jy kan vir hulle sê weer eens, dis nie 'n dieet nie en jou leefstyl absolutely moet verander. En ek dink ons is almal net we are all changed people and it's like myself en julle dit was my so lekker om hierdie journey saam met julle te stap en net weer te beleef. En dit net weer vas te maak. En dit is nou vir my, wil ek vir julle sê, dis 'n jaar en 'n half later, wag amper, dit is 'n jaar en 4 maande later en
life has never been the same again. It's just been better. Fransos sal vir julle kan sê, ek is nog nooit weer dieselfde gewees nie. Dis net lekkerder, ek voel beter. Elke keer as ek iets op social media lees, dan dink ek net, ek hoef nie oor te worry nie, I'm actually okay. Ek wil gou net iets anders te gesê het, en dankie Nico. So, Nico is 'n lig in my lewe, want hy vra al die moeilike vrae. Dis regtig goed. En Nico, kan ek maar 'n bietjie deel met hulle? Ek sal dit gou na die tyd deel. Wag, gesels eers met hom, en gaan ek gou terugkom, en ek dink daar's sulke interessante punte wat hy genoem het, en ek wil so 'n bietjie terugvoer gee daaroor, want ek dink dit is belangrik. Ja, wat ek net van my kant af, die voordele of die goed wat gebeur, dit is baie, mens geniet dit. Jy kan baie beslis die voordele, en ek dink dit maak dit ook baie maklik om dit saam met Adele te doen, en dan ook die benefite kan sien. Jy weet, so ek het nie, hoe sal men sê, 'n probleem om in die goed in te skakel nie, en ek is ook heel gemaklik om, ek dink die Gather program te volg. Hy eet net wat hy voorgegee word. Renay luister fyn, hoor. Ek kan sien sy hou jou fyn dop, Nico. En gelukkig, en dis een van die goed, ek word nie cardboard boxes gevoer en sulke goed nie, so die kos is lekker. So, daar's 'n paar goed wat natuurlik, gaan ek dit noem tongue in cheek, vernietig is in die proses, want Soos jou broek. Nee, die klere is, dis 'n unintended consequence. Die ander is goed, soos byvoorbeeld, meneer vir my vra of ek ooit weer gaan vrugte eet nie. Weet, soos dit daar reeds was, het ek min vrugte gehad. Ek dink, hierdie hele storie, why? Jy weet, die goed gaan daar, jy gaan die goed eet om dit in slaai is, of sulke goed, maar het is nie asof ek uit my pad uit gaan nie, so, dink die enigste ene wat ek wel wil gaan probeer, is net weer 'n bietjie kaas te kan eet. Dis die een ding wat Soos kaas nie is, kind. ek weet. Maar dit is dis maar al. Okay. Dit was short and sweet. Ja. Maar ek wil gou terug gaan na 'n paar punte, want dit was, ek dink wat jy sê is so belangrik. As 'n mens dit as 'n partnership saam doen, dit is net soveel makliker. So vir die ouens wat, as julle julle mans daarbey wil inkry, en hulle wil dit probeer, daar het jy nou 'n voorbeeld. Ek moet sê, dit was vir my soveel makliker ook. Dankie Fransa dat jy saam met my daardeur was. Dit vir my makliker gemaak met weer te doen. En dit werk beide kante toe. Regtig, as 'n mens dit as 'n leefwyse wil doen, en ek doen nogal moeite, en ek gaan definitief moeite doen going forward, om julle terugvoering, julle gewaarwordinge te gebruik om vir mense te sê, weet jy wat, kry 'n manier om dit saam te doen. Dis net soveel lekkerder en soveel makliker. So baie dankie daarvoor. Ek dink die een ding wat ook 'n mens sien deur dit so te doen is die weet, as ek kyk na hoeveel Adele verloor het, en jy, ons noem dit maar die bikini foto sien, weet, sy aantrek in die oggend, weet, dan sien dit is baie sigbaar, en weet, jy kan sien die chuffed, jy voel chuffed daaroor, weet, en ek dink dit is die belangrike gedeelte, om dit saam te kan celebrate. Fantasties, ja. Lekker goed vir die selfvertroue, nê? Wat ek vir julle wou gesê het, is gedurende die vas het ek nog steeds vir Nico kos gemaak. En vir Hein kos gemaak, en vir Hein lunch gepak, en so, dis nie asof ek kos geavoid het of weggehardloop het daarvan nie. Dit was nog steeds in my gesig. Ja, nee, dit is hoekom ons sê, jy is ons fasting queen, Adele, want dit is daai ding, Erik sê altyd, bly weg van mense met kos wat lekker ruik en so aan, en jy het dit nog steeds gedoen, en vir ons gewys, dis doenbaar. So dis ongelooflik. Nico, net, ekskuus, terug na jou, die goed wat, soos jy sê, wat nou vernietig is, daar is definitief goed wat uit ons almal se lewens uit net is like
hierdie is nie meer belangrik nie. Ek het dit nie nodig nie. Dis so lekker en die belangrike ding vir my is dat jy weet hoekom is dit nie daar nie en hoekom is dit nie nodig nie. Ek dink dis cool. Die casting is my baie interessant. Ek definitief, weet jy wat, gaan probeer dit want dit is as dit 'n groot ding is vir jou, gaan probeer dit, gaan eksperimenteer daarmee en gaan sê vir jouself hoe voel jy daaraan, hoe voel jy voor die tyd, deur tyd en na die tyd en deel dit met ons asseblief. En weet jy wat, as jy voel dit is absoluut nog steeds amazing, dit is ook okay. So, dan gaan jy vir jouself net sê, waar pas dit in jou lewe in en hoe gaan dit vir jou werk going forward? It's all good. Okay. Baie lekker. Ek het gaan kyk, was daar nog 'n punt wat ek love die idee dat jy gesê het geen kaartbord nie. Julle, vir die wat nie weet nie, ons het al en die Jansens het al voor in ons lewe so slim gedoen. Het een van julle al so slim gedoen? Okay, so op so slim, een van die groot goed, wat was daai goed se naam geweest? Adel, is nie Rai Vita nie, wat sê Annie? Crackebread. So ons het almal deur bokse crackebread moes vreet. 'n Crackebread, jy kan, in my boetie het eendag gesê, jy kan net sowel die boks eet as wat jy die crackebread eet. Die goed proe dieselfde. So dis vir jou die lekkerste feedback wat jy gegee het, Nico, is dat die kos is actually lekker, dat jy hierdie ding kan doen en nog steeds lekker eet. Dit ja, musiek in my ore. Daar's nuwe variante om, jy weet hierdie wat is dit, die cracker seeds of seed crackers wat jy daar rondetjies. Wat jy goed kry om nut butter of selfs peanut butter op te smeer. Ek wil kyk om ek gaan 'n bietjie 'n resep uitprobeer vir daai seed crackers. Om dit self te maak. Om dit self te maak. En dit is nie moeilik nie. Nee, daar was reg aan die begin. Ek sê net vir kyk, het een van my coaches in Nederland het daai seed brood. Ek sal net weer gaan uitsoek en net vir jou stuur, Adel. Hy's iewers op die groep reg aan die begin. Probeer hom gerus. Ek weet hulle het gesê dit was baie lekker. Nou, daar's een wat ek gesien het wat hulle die saad met dadels meng. Ook 'n goeie idee. Dan sit 'n bietjie meer high energy. Ja. So, en die een wat ek ook gesien het was wat hulle hom met tamatie, jy weet, crushed tamatie of tamatie paste dit meng. So dan is dit meer 'n savory tipe van of sun-dried tomato of so iets meer doen. Dan is dit meer 'n savory ene. Okay, so ek wil asseblief aan die test kitchen, Adele's test kitchen, ons is oop, ons luister. Julle ouens, ek is die slegste. As ek moet iets met meer as 5 bestanddele doen, I just don't do it, so ek gaan eerder meer eenvoudig. So Adele, ek is so bly jy is in ons lewe. Ons kan nie wag dat jy dit gaan toets of ons vertel hoe dit werk nie. Nico, ag nee, vreeslik baie dankie daarvoor en weer eens nog vir jou ook asseblief gaan celebrate. Ek is mal oor wat jy sê, daai gevoel van die spieël kyk. Julle het almal my origin story, my journey tot hier toe gesien. Ek het vir 2 jaar in my lewe nie in die spieël gekyk nie. Ek was so skaam vir my lyf. Dit was net nie lekker nie. En daai gevoel van okay, dis eintlik fyn en as jy weer jou spiere sien en jy sien dit is net lekker. So hou aan in die spieël kyk. Hou aan sê vir jouself, jy's amazing. Kyk wat het jy reg gekry. Geniet dit. Geniet die lywe. Dit is vir my baie cool. Ek wil gou teruggaan na Nico. Nico het 2 baie belangrike punte gesê en dit is regtig goed om dit te noem, is wat is die mediese agtergrond agter Wildfit? 'n paar goeters. Julle gaan dadelik sien dat Erik se agtergrond kom van 'n anthropology background af, nie medies nie. En die vrede daarvoor is dat hy gesien het dat soveel van die dokters het nooit nutritional training gehad terwyl hulle gestudeer het as dokters nie. In ander woorde, hulle word geleer hoe om dit wat verkeerd gaan met jou in die lewe te adresseer, nie om jou reg te kry en jou gesond te kry nie. En met die hele beweging rondom nutrition, ek lees nou op sosiale media hoe die wêreld nou finally begin draai. Hoe dit wat ons in die verlede gehoor het, dit ons eintlik gebrainwash was deur big pharma, big food, die dieetindustrie, hoe ons geleer is om eintlik seed oils te gebruik, hoe ons gebrainwash is dat goeie animal fats nie goed is vir jou nie, dat jy liewer moet goed wat ons maak, wat mense maak, want die bestanddele is beskikbaar, seed oils, wat vir jou eintlik net meer laat kryf en
minder gesond laat word. So al daai goeters wat oor jare wat ons eintlik gebreinspoel was. Ek en Frans sê nou die dag, die food pyramid wat ons geleer het as kinders, dit was wat ons geglo het en is dit eintlik relevant? Ek dink dit leer ons almal om net meer vrae te vra oor wat ons hoor. Wat sit agter die boodskappe waar ons mee gebrainwash word op TikTok en Pinterest en social media en Instagram en wat ook al. En om regtig te vra, is dit goed vir my? Die mediese, Erik werk wel, en ek gaan vir julle die 2 name net op die groep sit, ek moet net onthou om dit te doen. Erik werk baie nou saam met 2 spesifieke dokters wat ek nou ook al 'n lang tyd volg, en ek het dit eintlik nie geweet nie. Ek het hulle al begin volg op social media, voor ek geweet het dat Erik saam met hulle werk. Die ene is Dr. Erik Berg, Erik met 'n C, en sy van is B-E-R-G soos berg, en die ander een is Mark Hyman. En wat ek verskriklik geniet van hulle is, daar is nie iets wat hulle verkoop nie, selfe storie, hulle vertel vir jou dinge soos wat dit is, elke dag, en alles resonate so goed met waar Wildfit vandaan kom. So, dit was my net regtig interessant om te hoor, maar hou aan die vrae, ek dink is belangrik om te weet. Ek dink dat Erik het baie tyd spandeer om te kyk hoe waar ons voorouers vandaan kom en wat het gemaak dat ons siek of gesond is. En soos ek sê, baie van die studies wat eintlik in die verlede gesponsor is deur of groot sigaretmaatskappye of groot foodmaatskappye, die ouens wat wins wou maak uit goed uit, is wat sê hulle conspiracy theory, het vir my 'n werklikheid geword. Ek begin baie harder dink oor dit wat ek hoor as feite. Net kyk waar dit vandaan kom. Maar ja, dis maar net so klein bietjie agtergrond daarvandaan. Ek wil nie te veel langer praat nie, want ek sien ons oorlosie stap al lekker laat aan. Maar ek wil vir julle almal sê, baie dankie. Dit is vir my so exciting, al julle positiewe terugvoer, en al julle wins, en om regtig te sien hoe julle lewens verander is vir my die wonderlikste ding. Ek geniet dit en ek hoop julle geniet dit. Vir volgende week, wel dit is nou al Vrydag, so van môre af gaan julle begin hoor van Erik oor jou food constitution going forward. So klim in, boots and all. Doen elke dag daai stukkie wat nodig is. Vul jou program en gaan tik dit, gaan skryf dit neer. Gaan lees dit, gaan revisit dit gereeld, gaan praat met iemand naby jou oor dit, hoor hoe hulle daaroor voel, verfyn hom, sodat ons kan vasmaak, en dan wil ek eintlik met my laaste enetjie sê, is ek wil hoor, ons het regtig nodig, en Renay, dit hang alles van jou af, no pressure, maar ek wil bietjie hoor hoe lyk dit, ons het 2 lang naweke voor ons, ek wil vreeslik graag dat ons iewers by mekaar uitkom, ek weet die eerste, hierdie is te gou. Asseblief sal julle vir my, ek gaan bietjie op die groep begin 'n poll sit om te kyk wat werk. Is daar iemand van julle wat weg is die lang naweek van die 2de en die 3de, eerste 2de en die 3de Mei, maar ek dink spesifiek half die 1ste. Mooi reg. Almal reg, Sue? Maar dan van ons Centurion se kant toe, dat ons naby aan Kan Renay nie is. die tweede wat ek Ekskuus, sê gou weer? die eerste of die 3de kan werk. Maar nie die 2de nie. Okay. So ek gaan voorlopig hou vir die eerste jaar. Ek dink Renay, ons is rondom jou. Ek dink so jy's in elk geval nie te ver van Renay af nie. En Jansens en ons kan saam ry in 'n kar klim. So ek gaan 'n bietjie daaroor begin beplan, en Renay, ek gaan met jou sommer direk gesels dat ons kyk wat is die maklikste vir jou. Ons het vir jou gaan maak werk. Dis doodreg met my. Op watse dag is die eerste? Dis 'n Vrydag. Vrydag, ja. Ja, dit behoort heeltemal reg te wees, maar ek en jy sal bietjie meer detail gesels. Ja, en wat ook al ons doen, ons gaan dit vreeslik maklik hou vir ons almal. Dis eintlik maar net 'n lekker by mekaar kom. Ek dink dit is ons top celebration om net mekaar te ontmoet, sal lekker wees, en om net 'n bietjie te reminis en vorentoe te kyk ook sal vreeslik lekker wees.
Ek is nou nie seker waar bly almal nie. Ek is in Fairy Glen in die ooste van Pretoria, sal dit julle pas. Check waar dit is op die map. Ek sal 'n pin drop vir julle gee dat julle net so min of meer weet waar dit is. Ja, en Renay, maar ek en jy het vanmôre gesels. So as ons weer eens, wat is die maklikste vir jou? As ons iewers naby jou gaan of as ons na jou toe kom? As ons na jou toe kom, beloof ons gaan geen moeite maak nie. Ons gaan alles maak gebeur. Maar ons is 'n goeie span. We'll make it happen, okay? Nee, dis doodreg. Ons doen dit by die huis. Ek dink my hospitaalbed gaan van die dek af die 30ste. So maar ek is nog so, ek is seker by daai tyd kan ek darmal redelik sit en as dit moet lê hier in die sitkamer en ons kuier hier ook so nee wat dit behoort te werk. Ons kan met jou lê kuier. Ons is fyn. Ek sit nou net te kyk. Dit is nog darem 'n rukkie van nou af. So kom ons gee dit kans, ons kyk hoe jy voel. Ons sal dit nader in die tyd beplan. Ja, nee, dit gaan nie vir my, ek sal reg wees. Dit sal heeltemal in orde wees. Ek weet nie, gaan ons dit maak soos 'n aandete of watter tyd van die dag, 'n middag, gaan dit in die middag wees? Kom ek hoor gou by julle almal, beginnende met jou Renay, wat is die maklikste tyd van die dag vir jou? Kyk, is 'n Vrydag en ek weet van julle werk. Nee, dis 'n vakansiedag. Dis 'n vakansiedag. Dis 'n vakansiedag. Ek is afgetree. Ek weet nie dis 'n vakansiedag. Nee, ek is altyd op vakansie. Maak dit soos 'n middag tee of sweets. Ek wil net sê, maar ja, wat is vir jou die maklikste in jou dag Renay, as jy nou kyk waar jy nou is? Aand is nie 'n opsie nie, so oggend of middag. Ek dink middag meer vir jou, nee. Ja, die middag dink ek is goed en dit sal vir my goed werk met my setup hier so ook die aand begin te koud raak. So dit sal goed wees as dit kan. Miskien so 3 uur se kant. Hoe klink dit? So enige tyd julle kan maar dit after die 3 uur miskien daar. Ja. Ja, is daar behalwe dat ek net by my man hoor wat se rugby is aan, anders sal gaan ons hom mis. Maar dis die Vrydag sal daar nie rugby wees nie, dit sal net die Saterdag wees. So nee, dit is goed, die Vrydagmiddag 3 uur is reg of 2:30. Okay. Maar ons sal gesels. Renay, ek wil net gou iets sê, jou vel lyk amazing. O, baie dankie. Ja. Weet jy wat, is omdat daar weer eens, ek is nou presies 3 maande af van al my inflammasie medikasie. Wow. En ek dink dit speel ook 'n groot rol. Ongelooflik. En die feit dat jy van inflammasie medikasie af is en jy is na operasie besig om te herstel, is like I'm like blown away. Ja. Nee, en ek is ook van al my pynmedikasie deur die dag af. Ek sê jou hierdie ding werk met jou lyf. Daar's verseker, want ek was van tevore met my vorige operasie het ek baie langer pynmedikasie gebruik en ek het baie gouer afgekom van my pynmedikasie af en ek dink die groot rede is omdat die inflammasie so vinnig opgeklaar het in my liggaam. Wow. Maar nou is ek nog meer trots op jou wat daai fast gedoen het. Ek dink dit is so bly vir jou. Wow. Ag, dankie. Maar dis reg met my dan voorlopig ons maak dit vas vir die eerste vir enige tyd van 2:30 af. Okay. En dan gaan ons net besluit wat se formaat gaan ons maak? Gaan ons snackies maak, elkeen in sy eie spring of hoe gaan ons maak? Ek sal dit beplan met almal. Adel maak die kos. Ja. Ek sal vir julle maak. Maar ek het gedink ons moet dalk 'n winter fast doen vir die middag. Nee. Dis 'n baie goeie idee. Ek het volop water en sout. Ek dink hoofsaaklik tussen my en Adel en Sue sal ons koppe bymekaar sit. Ek dink Renay, ek gaan van die standpunt af dat jy absoluut niks doen nie. How's that? Ag nee, ek gee nie om iets te doen nie. So julle kan net sê
Maar ek pas my die boodskap aan vir Wouter. Exactly. So ek dink ek haal vir Wouter, I'm taking Wouter off the hook nee. En so asseblief jy gaan vir Gary saambring, right? Ja, asseblief. Jy moet. Ja, so jy moet jy moet Ja, jy moet hom saambring. Ek het baie oortuiging van hom en François en Nico nodig vir Wouter. Okay. jy moet my oortuig, help met my oortuiging. Dit gaan eintlik goed, hy eet eintlik al wat ek. Klink soos Nico. Dit help baie. Jy sien my man maak die kos op die oomblik so. Hy eet net wat hy wil. Ek wil net vir julle ander genoem het ook want ek weet van julle het mense naby julle wat vreeslik belang gestel het. Ek dink dit is lekker dat ons net mekaar ontmoet, maar as daar iemand is wat soos wat jy nou sê, Renée, jou Wouter het oortuiging nodig. As jy iemand het wat baie belangstel maar nog steeds skepties is en jy dink hulle moet saamkom op daai stadium, selfs met my daaroor. Ek wil nog steeds eers vir almal dat hulle gemaklik is met as dit net ons of wat ons dit 'n bietjie weier is regtig up to you to decide, maar ja, dink maar daaroor. Ek dink eers ons binnekringetjie vir die eerste meeting sal lekker wees. En so aan en dan kan ons dalk 'n bietjie meer uitbrei. Dis maar my opinie. Ja. Wat het my ma altyd gesê, binnekring en aanhangsels. Die nabye aanhangsels. Ja. Okay, cool. Okay julle, luister baie dankie van my kant af vir al julle terugvoer en weer eens ek dink net dis beautiful. Alles wat julle gesê het vanaand is net vir my hoendervleis lekker om te hoor. Baie dankie vir julle eerlikheid met waar dit nie maklik was deur die program nie en ja, ek sien uit na die volgende week saam met julle om te kyk waar vat ons hierdie ding voorwaarts. So lekker aand, lekker week. Dankie Marlies, baie dankie. Dankie. Dankie Marlies. Bye. Bye. Bye.